Christus die Here, met heerlikheid is U gekroon. Gering voor die grootheid Heer. U is ons lewe, U is ons vrede, U Gees moet ons hier lei en leer. En die Omega, U kom en elkeen sal U kan sien. U is die eerste, U is die laaste, die ganse skepping sal U dien.
Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom in die erediens. Voordat ek finaal gaan môre sê, kom ons begin so 'n paar liedere saam sing. Daar's nog so 'n paar mense wat dalk nog gaan inkom. Ek gaan vra dat u vir my 'n lied kan opgee wat u graag wil sing. Maar omdat ek nou die voorsang lei, gaan ek die eerste een opgee, lied 514. Kom ons sing daarvan vers 1. Ek weet verseker Jesus is Heer. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Lied 514 vers 1. Kom ons sing dit hartlik saam. Voorstel van die kant. 601 liedere broers en susters. 396. Oom, dit is nou 'n lied wat ons gaan sing in die diens. Oom Hannes, so ons kan hom nie nou sing nie, oom my ander nommer gee. Skiet met nog 'n titel oom. Goed, daar is nou 280. Here Redder, groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. Kom ons sing ook daarvan die eerste vers van lied 280. Nog 'n voorstel? Ja, nog eene? 308. Dankie Fred. Die 308 suster, jy kom kuier vandag vir ons. Wat wil jy graag sing? Soos 'n wildsbok. Ons gaan hom ook sing. Ek dink is 516. Johan, jy kan hom so lank kry en dan sing ons eers lied 308. Ek sommer al daardie verse.
Lied 163, soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. Kom ons sluit af ons voorsang met lied 163. Dankie broers en susters vir die heerlike samesang. Hartlik welkom in die erediens vanmôre, hier en daar wat bietjie later ingekom het. Die de Klerks, maar ek meen die gesin raak ook groter, meer kinders om aan te trek en so aan. Shield sê julle was besonder vroeg vanmôre. Maar ek meen jy's nou op die kerkraad, nê? Nee? Ja, alwyn, dit gaan nou groot wees. Broers en susters, baie welkom. Baie dankie dat u geduld het in hierdie tyd. Ons het nou 8 uur vanmôre diens gehad en dan nou die 9:30 diens. En ek dink baie van die sal ook baie keer voel, maar jy kry skaars kans om die naam op die lys te sit, dan's die diens vol. Ag, broers en susters, kom as jy wil kom. En die eerste diens, ons was seker so, ek dink ook so by die 80 dalk vanoggend in die eerste diens. Toe besef ek nou net wat dit is om onderwyser te wees. Kyk, jy moet elke dag vir hoeveel ure daar staan en dieselfde les moet jy lewer aan die klas voor jou. Nou ek doen nou maar die tweede keer. Hoe sê een van die persone wat in die gemeente was, hy sê, dalk kan ek hom nou foutloos doen in die tweede diens. Ek weet nie of hy gedink het foute gemaak nie, maar so dit, ek het regtig respek vir die onderwys om dit dag in en dag uit so te doen en te herhaal en te herhaal en te herhaal. Baie dankie dat u hier is, kinders, julle is net so welkom en dan ook aan ons besoekers. Vanmôre 'n klompie kerkraadslede wat bevestig gaan word, hulle familie en vriende wat hier is, mag dit vir u saam 'n mooi dag wees. Broers en susters, het oor die naweek het die afkondigings gekry op die selfone, u sou dit op die skerm voor die tyd gesien het. U kan dit rustig gaan lees weer by die huis. Ek vra net u aandag vir ons Paasdiens of ons Goeie Vrydagdiens, die nagmaalsdiens donderdag aand. U sal sien op die kerkalmanak is dit aangedui 6 uur. Op hierdie stadium weet ons nie wat gaan die nuwe protokol wees, lyk vir my vir oor hierdie Paastyd nie. Die president gaan waarskynlik vanaand of môre praat en dan kan dit wees dat ons getalle weer minder gaan wees. Nou, wat die nagmaal aan betref, maak dit vir ons moeilik rondom die tekens. Ons mag dit nie in die erediens so uitdeel nie. So die kans is daar dat ons weer 'n buiteligdiens gaan hou en dit gaan dan 5:30 wees. So bietjie vroeër ter wille van die lig en dat u weer die tekens dan ook gaan voorberei by die huis. Maar ek vra maar net dat u selfone sal dophou. Ons sal die finale reëlings vir die deur gee hangende dit wat die regering dan nou gaan besluit rondom die nuwe protokol. So ek vra maar net die geduld daarvoor. As dit minder gaan wees en as ons nie buitekant by mekaar gaan kom nie, dan gaan ek maar weer alleen in die kerk kom staan. Ek sal die preek lewer, ek gaan die tekens instel en ek sal by die huis dan so 'n nagmaal gebruik soos ons dit ook al gedoen het daar aan die begin. Dan by voorbereiding, u sien die name wat afgedruk is. Ons dink aan die besonder in hierdie week ook aan oom Jan Strydom met die afsterwe van sy broer die afgelope week vir oom Jan en Thys Koeman se ma's gisteroggend ook oorlede. Oom Jan vir oomlaas familie en Thys se familie mag hy in hierdie tyd die Here se hand ervaar en sy troos dat hy vir ons genoeg is in 'n tyd van hartseer. Dan broers en susters, verjaarsdag vandag is daar so 4 van ons lidmate wat verjaar. Tannie Louise Erasmus, sy inluister vanmôre. Tannie Louise is 90 jaar oud vandag. Baie geluk vir haar saam met Irene Jooste en Lenay Jooste, tweeling. Ek dink hulle is vandag 'n jaar oud. En dan ook aan Jomar Oosthuizen, saam met al die ander lidmate hierdie week. Baie geluk
en 'n mooi jaar vir U toegebid. Broers en susters, Vrydag het ons weer pannekoeke gebak. Baie dankie vir almal wat gehelp het. Baie dankie vir u wat gekoop het, want ons kan nou honderde pannekoeke bak. As ons die kopers het nie, dit is ook nie 'n besigheid nie. Ons het so 1600 pannekoeke verkoop, seker 1700 gebak wat ons ook uitgedeel het. Op 'n stadium is ek besig, ek het ook 'n belangrike taak gehad daar, ek het nie gebak nie. Soos dit lekker was nie, is nie ek nie. As dit lekker was, is omdat ek dit mooi, jy weet, in hoopies gepak het en so aan. En terwyl ek daar besig is, staan 'n oom langs my wat 80 jaar oud word en voor my tannie wat 85 jaar is. Ek sê ongelooflik dat ouderdom perk ons ook nie in nie. En ouderdom maak nie dat ons nie deel kan wees van die liggaam van die Here Jesus nie. Die liggaam bestaan uit kindertjies, babietjies en die oudste van oudstes. En die een is die belangrikste, die ander een nie. Dit was kosbaar en mag ons dit altyd onthou wanneer ons iets doen vir die kerk van die Here, dan is ons almal ewe belangrik en ons sal altyd 'n plek vir elkeen van ons om iets te kan doen. Hester, baie dankie vir jou wat voorgevat het met die pannekoeke saam met Omanus. Omanus vir hom se geduld om tyd af te staan sodat sy ook dit vir ons kon doen. Baie dankie, ons waardeer dit. Ons is dis die wat die afkondiginge aanbetref. Kom ons sing lied 177. Jy kan net so bly sit, dan sing ons dit 2 keer. Jesus groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland. U is Immanuel, God met ons. Kom ons sing dit 2 keer. Kom, laat ons saam tot die Here Jesus nader. Laat ons saam nader tot hom wat gehoorsaam was tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Amen. Liewe gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u. En dit kom van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons sing 'n loflied, lied 2 en 9. Ons sing daarvan vers 1 en 2. Laat ons sing van ons verlosser, hy wat wys hoe liefde lyk. Vers 1 en 2 staande.
Broers en susters, ek lees vir u in Jesegiel 36. Ek sal jou 'n nuwe hart gee. Ek sal jou 'n nuwe gees gee. En ek sal die kliphart uit jou hart uithaal. Ons is in lydenstyd en ek sal nou weer uitbrei ook daarop. Tyd van nadenke, tyd wat ons osself moet afvra, hoe raak die kruis van die Here Jesus my lewe? Hoe sien my lewe daarna uit? En dan die Here sy gees uitgestort in ons harte en in ons lewens, wat dan hier staan, ek sal die kliphart uit jou hart uithaal en ek sal jou 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Daarom is lydenstyd 'n tyd waarin ek opnuut moet nadink oor hoe sien my hart, hoe sien my lewe daarna uit? Wanneer dit kom by my verhouding met God, my verhouding met my naaste, vers 27 in Jesegiel 36, ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte sal lewe en my bepalings sal gehoorsaam en nakom. Ek wil vanmôre 'n oombliekie van stil gebed gee waar ons nadink oor ons verhouding met die Here. En ons gaan nadink oor, behoort my hart aan die Here en kan ek ook vanmôre sê dat ek elke dag daarna strewe dat ek gehoorsaam is aan hierdie voorskrifte van God, dat ek lewe soos 'n kind van hom. Maar weet ook dat as ons val, is die genade van die Here vir ons genoeg. En is dit die Here wat opnuut vanmôre weer wil sê, ek vergewe jou. Ek begin oor met jou. Kom ek gee 'n oomblik van stil gebed en dan verootmoedig ons voor God. Here, U het die wêreld so lief gehad. U het elkeen van ons so lief, dat U U enigste seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe gestuur het. Hy is vir ons gekruisig. Hy het vir ons gesterf. Hy is vir ons uit die dood opgewek, sodat die wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daarom, Here, uit dankbaarheid, hier is my hart. Amen. Broers en susters, ek wil vra dat ons sal sing lied 396. Kom ons sing vers 1 en 2 sittende. En dan sing ons vers 3 en 4 staande, spontaan kan jy net staan, en daarna bly jy staan vir die geloofsbelydenis. Aanskou die heiland, sien die kruis, die hemelvors verag, verguis.
Broers en susters, kom ons bely nou saam ons geloof in ons harte. Ons geloof in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons glo in God die Vader, hy is die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria. Ons glo dat hy gelei het onder Pontius Pilatus, dat hy gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Ons glo dat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, dat hy opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ons glo in die vergifnis van sondes. Ons glo in die opstanding van die vlees en ons glo in 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, kom ons maak vanoggend die woord van die Here oop by Johannes hoofstuk 12. Johannes 12, 6 dae voor die Paasfees, die tyd wat in die Ou Testament die Israeliete ook bymekaar gekom het. Dit was die tyd wat hulle self herinner het aan die uittog uit Egipte uit, hoe God hulle bevry het. En jy sal onthou die doodsengel wat gekom het en die Here het hulle die opdrag gegee om 'n paaslam, 'n lam sonder gebrek te slag, en dan moes hulle die bloed aan die deurkusyne gesmeer het, sodat die doodsengel by kon gaan en dat die dood nie die gesinne, die Israeliete sou tref nie. En so was daardie lam wat geslag is sonder gebrek vooruitwysend na Jesus Christus. Die Bybel leer ons, hy is die volmaakte lam. Hy is die lam wat op die ou end vir u en vir my geslag is, en kan ek dan sê dat sy bloed is ook oor u en my lewens geverf, sodat ons deur ons geloof in hom nie sal sterwe nie, maar die ewige lewe sal hê. En dit is wat hulle met Paasfees ook gevier het. En dis wat u en ek ook in Paastyd vier. Die kruisdood, die opstanding van die Here Jesus. Kom ons bly so sit, dan gaan ek vir ons voor in 'n gebed. Ons Here, wat 'n wonderlike voorreg om kinders van u genoem te kan word. Dit is net genade. Dankie Here dat ons kind van u kan wees, nie omdat ons so goed is nie, maar omdat u genade vir ons genoeg is. Ja Here, u het ons aangeneem nog voordat ons u aangeneem het. U het ons lief gehad nog voordat ons u lief kon hê. U het u lewe vir ons gegee toe ons nog u vyande was. Ja Here, en hierdie liefdesdaad van u roep ons ook op tot bekering. Hierdie liefdesdaad vra ook vir elkeen van ons, hoe raak dit ons lewens? Het ons al geantwoord met ons hart, met ons lewens op u liefde vir ons? Daarom wil ons bid, Here, dat u vanmôre deur die Gees met elkeen van ons sal praat, dat u ons harte sag sal maak, dat u ons harte ontvanklik sal maak. Ja Here, dat ons lewens, ons harte in lyn sal bring met u woord. Dankie o Here vir die goedheid, dankie vir die guns en dankie vir u genade, dankie vir die sorg in ons lewens. Dankie vir 'n nuwe dag, dankie dat ons die gesondheid mag geniet om weer te kon opstaan en deel te kan wees van hierdie erediens. Dankie dat ons na u woord kan luister by die huis, op sosiale media. Dankie dat ons oor die radio na u woord kan luister. Dankie dat ons in 'n diens by mekaar kan wees. Dat ons kan weet u kan nie ingeperk word nie. U woord kan nie ingeperk word nie. Dankie Here dat ons kan weet as dit donker raak en as die krag afgesit word, bly u die lig vir die wêreld. En daardie lig kan nie uitgedoof word nie. Here, ons kom na u toe. Spreek vanmôre tot elkeen van ons. U kinders luister.
Amen. Johannes hoofstuk 12, broers en susters, die opskrifie, Jesus word in Betanië met nardesolie gesalf. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom waar Lazarus was, wat hy uit die dood opgewek het. Lazarus het ook daar gewoon. Ons lees in 'n ander gedeelte dat heel waarskynlik was dit ook aan huis van Simon, wat Jesus ook genees het van sy melaatsheid. Nou kom hulle bymekaar in hierdie huis, daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte, baie duur nardesolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van nardesolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat Jesus later sou verraai, sê toe: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes vir homself gevat. Toe sê Jesus: "Laat staan haar, dit is vir Maria. Sy moes dit hou vir hierdie dag, om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle nog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." Ons gaan net tot daar lees. Broers en susters, dit is lydenstyd, vandag die 7de Sondag, die laaste Sondag voor Paastyd, voor Goeie Vrydag, wat ons die kruis van die Here Jesus herdenk. En lydenstyd is die tyd van die jaar wat ons nadink oor ons verhouding met God. Lydenstyd is die tyd waarin ek myself afvra, hoe raak die kruis van die Here Jesus my lewe? Hoe sien my verhouding met God daarna uit? Hoe sien my verhouding met my naaste daarna uit? Die vorige 2 boodskappe, broers en susters, die eerste boodskap het ons gekyk na 'n gedeelte waar die Here Jesus 'n gelykenis vertel, die gelykenis van die vyeboom. En dan is dit die eienaar wat terugkom om vye te kom pluk aan hierdie vyeboom vir die 3de jaar en dan kry hy geen vye nie. En dan sê hy vir die tuinier, kap hierdie boom uit, want jaar in en jaar uit kom ek en ek vind geen vye aan hierdie boom. Ten spyte van die versorging, ten spyte van die bemesting, ten spyte van die feit dat ons nat maak, ten spyte van die feit dat ons dit snoei, lewer hy geen vrug op. En dan kom die tuinier in die beeld, eintlik die gelykenis wat sê, dis die Here Jesus. En dan vra hy vir sy vader, vir die eienaar, gee my nog 'n jaar. Gee my nog 'n bietjie tyd om my liefde vir hierdie boom te bewys. Gee my nog 'n bietjie tyd om hierdie boom te kan versorg. Gee my nog 'n bietjie tyd om die grond te bemest en dit nat te maak en dit te snoei, want net dalk gaan hy vrug oplewer aan die einde van die jaar. En as hy dan nie vrug oplewer nie, dan kan ons hom uitkap. Gedeelte wat sê, broers en susters, dat God het dit geduldig met ons. God bedoel dit geduldig met ons. God het soveel liefde vir ons, dat hy oor en oor sy liefde en sy goedheid en sy guns in ons harte sal uitstort. Maar die vraag kom vanmôre na ons toe, hoe reageer u en ek op al sy liefde en sy genade wat hy aan ons bewys? Daarom is die oproep van die Here Jesus in daai gedeelte, bekeer julle, draai julle harte, draai julle lewe na my toe. Verlede Sondag het ek saam met u gekyk na 'n ander gedeelte, en is die Here Jesus wat ook sê, dra die vrug wat pas by jou. Hy gebruik die beeld van 'n boom. Kinders, jy gaan mos nou nie by 'n doringboom kom en dan gaan jy appels pluk aan 'n doringboom nie, nê? Of piesangs pluk aan 'n doringboom nie. Nee, jy kry piesangs aan 'n piesangboom en jy kry appels aan 'n appelboom, nê? En so sê die Bybel dan nou ook, as ek 'n kind van die Here is, dan is daar sekere dinge wat pas by my lewe. En daarom sê die Here Jesus, wat die mond van vol is, jou gedagtes van vol is, die hart van vol is, loop die mond van oor. Wat gaan in ons harte aan? Wat gaan in ons gedagtes aan? Wat is die dinge waarmee ek elke dag besig is, waarmee ek my lewe vol maak? Want dit is die dinge, broers en susters, wat op die ou end maak, wat bepaal wat oor my mond kom. Hoe minder Christus in my hart is en in my gedagtes is, hoe meer van die wêreld kom oor my mond en in my dade. Hoe meer van Christus in my hart en in my gedagtes, hoe meer van Christus en sy dade en sy vrugte sal
oor my mond en in my dade uitkom. Hoe raak hierdie tyd my lewe? Hoe raak Christus se sterwe my lewe? Hoe volg ek die Here Jesus as ek sê ek volg hom? In ons geleesde gedeelte is dit die Here Jesus wat in 'n dorpie is, Betanië, en dit is een aand en hulle hou 'n ete vir die Here Jesus. Lazarus is daar, die vorige hoofstuk lees ons, Jesus het vir Lazarus uit die dood opgewek. Nou wonder ek, is Lazarus dalk by die ete om dankie te sê? Kan dit wees ook dat hy volg die Here Jesus ook, maar hy is eintlik so dankbaar vir wat gebeur het? Hoe sou dit gewees het as dinge anders sou uitgedraai het? Die melaatse Simon is uit die afsaak ook by die ete. Hy wil dalk ook dankie sê vir wat Jesus vir hom gedoen het. En dan lees ons van 'n Martha en die disippels is ook daar. En dan is daar 'n Martha, die suster van Lazarus. Martha is op en af. Sy is van die kombuis af na die tafel toe, of daar waar hulle gesit het op die grond en geëet het, terug kombuis toe. Sy is net met die kos besig die hele tyd. En ek wil nie op 'n Martha fokus nie, broers en susters, maar ek wonder baie keer of ek nie ook dalk 'n Martha is nie. Baie keer in ons lewens. Ons is so besig om te hardloop in hierdie lewe, so besig om te hardloop van die een punt na die ander punt, op te staan, besig te raak met die dag, besig te raak met die kinders, besig te raak met my werk, planne te maak. En intussen is die Here Jesus hier voor my, hier by my. En ek kom nie tot stilstand by hom nie. En miskien is dit die Here Jesus in die vorm van iemand wat swaar kry, wat oor my pad kom. Miskien is dit net die Here Jesus wat daardie oomblik daar is in die vorm van iemand wat vergifnis nodig het. Miskien is dit net iemand in die vorm van wat liefde soek, wat 'n bietjie omgee soek, wat 'n bietjie tyd soek, 'n bietjie aandag soek, in die vorm van my kind. Maar ek is so besig met as 'n Martha om rond te hardloop, dat ek Jesus hier voor my mis. Dit was baie keer beleef nie. Baie keer sal ons vra maar waar's die Here? Ek sien hom nie. Ek beleef hom nie. Ek ervaar hom nie. Kan dit wees dat hy my dalk ook net wil uitnooi om tot ruste te kom? Ons lees van die Martha, en ons lees van 'n Lazarus wat daar is, en ons lees van die Simon, ons lees van die disippels wat daar is, maar dan lees ons ook van 'n Maria wat daar is, en is 'n Maria, broers en susters, wat dalk meer as die disippels, en meer as 'n Lazarus, en meer as 'n Martha, iewers net beleef het, maar Jesus se eindtyd is naby. Jesus se kruisiging is naby. En is 'n Maria wat, ons lees 'n albasterfles gevul met olie, na hierdie ete toe bring. Nou albasterfles, broers en susters, was 'n baie duursame fles, 'n ingevoerde fles, en hy was gevul met kosbare parfuum reukolie. En ek lees dat hulle sê dat hierdie reukolie en hierdie fles was so kosbaar dat dit gelykstaande was aan 'n werker se salaris vir 'n volle jaar. Hoe lank het sou 'n Maria nie gespaar het vir daardie fles aan die reukolie nie? Hoe lank sal u en ek nie vat om die geld wat ek in 'n maand kry nie te spaar sodat ek iets het gelykstaande aan 'n jaar se salaris nie? En dit is 'n Maria wat na hierdie ete toe kom, en sy bring daardie albasterfles en sy gaan sit by die voete van die Here Jesus. En sy breek die nek van daardie fles. En sy giet 'n jaar se salaris. Sy giet daardie reukolie oor Jesus se voete uit. En droog dit met haar hare af. Waarom sou sy so iets doen? Waarom sou sy kom en iets wat so kosbaar is, breek en oor Jesus se voete uitgiet?
Broers en susters, Maria, met die sit voor Jesus se voete, en met die breek van hierdie fles, en die uitgiet van die olie oor Jesus se voete, het Maria haar hart voor die Here gebreek. Met die breek van haar fles en die uitgiet van iets so kosbaar, het sy haar lewe voor hom uitgegiet. Onvoorwaardelik. Dis 'n Maria wat nie gaan sit, broers en susters, en vir haarself afvra, wat gaan dit nou eintlik van my kos nie? Wat gaan hierdie olie nou eintlik kos as ek dit nou gaan breek nie? Dit gaan vir Maria nie oor haarself nie. Dit gaan vir haar nie oor die kostes nie. Dit gaan vir haar nie oor haar eie eer nie. Dit gaan vir haar eer oor een ding, en dit is om te kniel voor die Here Jesus, te buig voor hom, haar hart voor hom uit te breek en te sê, Here, my lewe stort ek voor U uit. Broers en susters, ons kan so maklik sê, ek glo in die Here Jesus. Ek kan so maklik sê, ek is 'n kind van die Here. Maar lydenstyd is die vraag, hoe het ek al reageer op die kruisiging van die Here Jesus? Het ek al ook daar gekom en te sê Here, nie meer ek nie, maar dit is U. U is nou die koning in my lewe. Olie, broers en susters, in die Ou Testament is gebruik om die konings te salf, om die priesters te salf, die profete, die konings wat geheers het. Die priesters wat gedien het, wat ingetree het vir die volk by God. Die profete wat die boodskap gebring het. En so kom Maria en sy giet dit uit en sy sê, ek kniel voor U, Here, want U is my koning. U is die belangrikste in my lewe. Ek kniel voor U, Here, want U het vir my ingetree by my Vader. Ek kniel voor U, want U woord en die beloftes is waar. As ek my lewe uitstort voor God, as ek my hart voor hom breek, dan sê ek ook, Here, ek glo in U, en ek vertrou U, met my hele lewe, en my hele lewe gee ek vir U, die beheer van my lewe. Maria breek daardie fles, en het versprei deur die hele vertrek. Wat is die reuk wat ek versprei in die lewe? Kan mense sê dat hulle ervaar dat ek in die vertrek saam met Jesus was? Kan hulle dalk ook sê, hulle beleef, hierdie reukolie het my so geraak in my lewe, dat hulle Christus kan ruik in my lewe, dat hulle Christus kan sien in my lewe, dat hulle Christus kan ervaar in my lewe. En dan, broer en suster, as Maria hier kom, gee sy nie net 'n deeltjie van haar lewe nie, sy stort haar hart uit. Elke kamer van haar hart gee sy vir die Here. Dit is die kamer van my verhoudings wat ek vir die Here gee. Is die kamer van, nie net as ek Sondag in die kerk is, of as ek stilte tyd hou nie, maar ook, Here, die kamer van die mense saam met wie ek werk, behoort aan U. Here, my finansies behoort aan U. My kinders gee ek vir U. Here, hierdie land met U, alles wat daar gebeur, my vyande, ek gee hulle vir U. Die uitstort, die breek van my hart vir die Here. Die ander kant is 'n Judas Iskariot. En Judas het die Here Jesus later verraai. En is die Judas wat kom en sê, wat 'n vermorsing is dit? Jy kon daai geld, daardie reukolie gaan verkoop het vir 300 silwer muntstukke, en dan kon ons die geld vir die armes gegee het. Maar Jesus sien dwars deur die Judas Iskariot. Jesus sien dwars deur sy hart, want hy doen dit eintlik nie vir die armes, hy doen dit vir sy eie gewin. Hy het geweet daai geld gaan hy vir homself vat. 'n Maria se onvoorwaardelike aanbidding van die Here teenoor 'n Judas se voorwaardelike aanbidding.
'n Maria wat nie die koste bereken om 'n kind van die Here te wees nie, teenoor 'n Judas wat sê, maar wat gaan dit vir my kos? Wat gaan dit vir my vra? Ek dink baie keer sukkel ons hier. En dis ons waar 'n Judas is. Want ek sal vir die Here sê, Here, ek gaan U volg. En Here, ek gaan hulle vergewe wat my vergewe. Maar Here, dit is waar dit gaan stop. Dan vind ek my saam met 'n Judas. Dit kan wees dat ek ook sal sê, Here, ek gaan my medemens lief hê, ek gaan ander lief hê, maar ek gaan net lief hê hulle wat my lief het. En ek gaan net goed doen aan hulle wat aan my goed doen. Dan is ek besig om soos 'n Judas die koste te bereken, want Jesus sê, jy moet lief hê soos ek lief het. En jy moet vergewe soos wat ek vergewe. En jy moet gaan goed doen soos wat ek goed gedoen het. Ons bereken so dikwels die koste. En toe Jesus aan die kruis gesterf het vir ons, het hy nie die koste bereken nie. Dit was nie net 'n fles wat gebreek is nie. Dit was sy liggaam. Dit was sy lewe. En hy vra van u en van my, is jy bereid om jou hart vir my te breek? Hoe raak die kruis van Jesus ons lewens? Hoe volg ons vir Jesus Christus? Mag u en ek hier uitstap en elke oomblik van ons dag sê, Here, hier is my hart. Hier is my lewe. Amen. Here, dankie dat ons vir 'n oombliekie ingetrek kan word in 'n ete waar mense op verskillende maniere opgetree het. Party was besig om rond te hardloop, party was besig om oor allerlei dinge te praat en het vir u gemis. Ander Here was dalk weer daar en het somme gemaak. Wat gaan dit eintlik van my vra om 'n kind van u te wees? Wat gaan dit van my vra om u te volg? En dan wil ons vir die dankie sê vir 'n Maria, wat daar by u voete kon gaan sit het, en 'n fles olie kon breek, simbolies van haar hart, haar lewe. En so bid ek, o Here, dat u, o Heilige Gees, vir ons sal help elke dag, dat dit ons gebed sal wees. Here, hier is my hart. Hier is my lewe. Onvoorwaardelik. Amen. Kinders, dankie dat julle so soet sit in die kerk. Hoor, julle is regtig baie groot. Weet julle, ek het gesien van die ooms en tannies, nie stil gesit nie. Maar julle het baie stil gesit, hoor? En moenie dat pappa en mamma ooit vir julle sê, kyk oom Dominee, kyk vir jou, hy's kwaai nie. Hulle jok. En dis nie mooi om te jok nie. Hoor? Goed. Ons gaan oor tot die bevestiging van die kerkraadslede. Ek lees vir die formulier. Gemeente van die Here Jesus, van die begin af het die Here mense geroep om sy werk hier op aarde voort te sit. Hy het vir sy disippels gesê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En so het die Here vir ons die ampte gegee van ouderlinge en diakens. Uit die Bybel is dit duidelik dat 'n amptdraer bekend moet wees as iemand wat met 'n lewende geloof
Iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk, wat bekwame is om te leer en gewillig is om toegerus te word. Verder moet 'n amptdraer 'n hoë sedelike lewenstyl handhaaf en in alle opsigte betroubaar wees. Nou, broers en susters, ek wil hê jy moet net daai gedeelte ook hoor. Hier staan nie dat amptdraers moet sonder sonde wees en geen foute hê nie. Want dan het ons nooit kerkraadslede gehad nie. Ons is almal sondaars, maar deur die genade van die Here geredde sondaarmense. En die Here roep ons as geredde sondaarmense tot die ampt van ouderling en diaken. Die kerkraad het dan ook deur aankondiging aan die bekend gemaak wie verkies is tot hierdie ampte. Aangesien daar geen beswaar aangebring is nie, gaan ek nou vra dat die volgende persone na vore sal kom om ook te antwoord op die vraag. Elise het dit goed gedink om my sig mooi te toets. Dankie Elise vir die name. As ek 'n naam mis, dan is dit die sig wat nie meer so lekker is nie. En dan ook, broers en susters, baie keer as so baie verkiesing is, kan dit wees dat ons dalk nou 'n naam hier uitgemis het. As u reken u wil hier voor staan, dan kan u kom. Dan kies ons u as kerkraadslid, ons lees die naam en dan is die deur. Bram, as jy wil kom, ek sal 'n deur kry vir jou, hoor. Verkies tot die ampt van ouderlinge. My buurman is afwesig. Hy het 'n operasie ondergaan. Hy is herkies. Kobie Smit sal by 'n later geleentheid bevestig word. Oom Apie Maree, herkiesbaar. Adel Sierenberg, herkiesbaar. Oom Apie kan sommer so staan, dankie oom. Elise Klaasen, herkiesbaar. Betty van Skalkwyk, herkiesbaar. Hester Steyn, verkies tot ouderling. Oom Atskumi, herkiesbaar. Callie van Jaarsveld, herkiesbaar. Pieter Breitenbach, verkies tot ouderling. En dan Chris Blighnout, herkiesbaar. Dan tot diakens verkies Alwyn Shields. Gideon Voigt. Hoe voel dit vir julle as julle nou so instap? Dis min of meer hoe ons elke Sondag voel. Is nogal gespanne nie. JT Prinsloo Junior. Christyn herkiesbaar. Sarel Fourie verkies. Julle probeer die sosiale afstand handhaaf, nê? Nee. Hou in as julle moet hoes. En dan Sarel daar op die punt, dankie. Kan ons 'n bietjie omkom. Christa Mostert herkiesbaar. Jacques Jordan verkies. Callie van den Berg herkiesbaar. En dan die jonge dame Minke Foster diaken. Dis 'n teken van ouderdom, broers en susters, in 'n gemeente, die dominee,
as hulle wat jy nou al deur kategese gevat het, jy het hulle amper al gedoop en alles, dat hulle nou op die kerk laat kom dien, dan sê dit die dominee het nou oud geword. Moet dit net nie vir my kollega sê nie. Hy moet nie skiet goed hê nie. Broers en susters, ouderlinge, u dra in 'n besondere sin die verantwoordelikheid vir die opbou en geestelike versorging van hierdie gemeente. U moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel gedra soos lewende lidmate van die kerk van die Here. Volgens die voorbeeld van Christus moet u herderlike taak dienend uitvoer. Deur voorbidding, huisbesoek en siekebesoek moet u die lidmate bystaan, hulle vertroos en in hulle geloof versterk en bemoedig. U moet veral ook verantwoordelikheid neem vir die dooplidmate sodat hulle gelei en geleer kan word om die Here te ken en te dien. Die onordelikes en die onverskilliges moet ons in liefde vermaan en dan gee ook ag op mekaar, op die leer en die lewe van die bedienaar van die woord. U het ook 'n verantwoordelikheid teenoor ons as dominees om dan toe te sien dat ons ook nie verkeerde dinge sê en doen nie. Waak saam met die leraars oor die erediens en sorg vir die instandhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk van God. Broers en susters, diakens, u as diakens is geroep om in Christus se diens te staan. Hy is die groot diensknegt wat mense roep om sy werk ook hier op aarde voort te sit. Die diakense diens begin by die nagmaal waar die gemeenskap met Christus en die medegelowiges gevier word. Daarvandaan word die liefde en die barmhartigheid van God ook uitgedra na elke terrein van die gemeenskap. As diakens moet u vir die lidmate 'n voorbeeld van onselfsugtige diens wees. U moet die materiële en die geestelike nood van mense fyn aanvoel en ook daadwerklik help. Inspireer die lidmate en rus hulle toe om mekaar se laste te dra, om daar te wees vir mekaar. Dit is ook die taak om te help met die insameling van die dankoffers. U is mede-verantwoordelike daarvoor om die gawes wat gegee word met verantwoordelikheid aan te wend tot opbou en uitbou van die kerk van die Here. Ek gaan nou die vrae vra en daarna gaan ek vra dat u hardop elkeen vir ons sal antwoord. Broers en susters, is u daarvan oortuig dat God self u deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar u die Ou en die Nuwe Testament as die woord van God en dat dit wat hier geleer word, dat dit die ware en die volkome leer van die verlossing is? Derde, beloof u om u amp, soos wat dit nou aan die voorgehou is, dat u dit getrou sal gaan uitlewe? En vierdens, beloof u om tot eer van God te gaan lewe en onderwerp u aan die kerk se opsig en tug? Ek gaan vra wat is elkeen se antwoord hardop. Apie, baie dankie Suster Adel, baie dankie Suster Betty, dankie oom Ad, dankie oom Kali, baie dankie Pieter, baie dankie, dankie Alwyn, dankie Jacques, dankie Kali, JT, dankie Chris, Sarel, dankie Christa, dankie Minke, baie dankie. Partykeer gaan hulle te vinnig en dan as ek nog 'n naam wil sê, dan gaan hulle ook al verby. Broers en susters, ons as gemeente het net so 'n verantwoordelikheid. Ek dink baie keer dan sien ons nie eintlik kans om op die kerkraad te wees nie. Maar hulle taak bly ons taak ook. Ons het 'n verantwoordelikheid om hulle hande sterk te maak, om hulle te help en te ondersteun en so ook 'n voorbeeld te gaan wees daar waar ons leef en werk. Ontvang hulle as gestuurdes van die Here. En maak die deur asseblief oop. Moenie die gordyntjies so maak en as jy sien as die kerkraad maak toe nie. Nooi hulle in, sien hulle as gestuurdes van God. Ons dien die Here onvoorwaardelik. Kom ons, u kan so bly staan, dan gaan ek vir ons voor in 'n gebed. Hemelse Vader, dankie dat u kerk in stand hou. En dankie dat u voortgaan met die kerk ook by wyse van die ampte van ouderlinge en diakens, dat u hulle op 'n besondere wyse gebruik tot die opbou en die uitbou van die kerk. Dankie Here vir hulle wat geantwoord het op u stem. En ek wil bid Here dat u vir hulle sal toerus om ouderlinge en diakens in hulle wyke te wees, soos wat u van hulle sou vra. Ek wil bid o Here dat elke wijkslid hulle as kerkraadslede ook sal ontvang. En dat ons altyd sal onthou
Ons is besig met koninkrykswerk, ons is besig met u werk en dat ons dit met verantwoordelikheid sal doen. Seën vir hulle in alles wat hulle gaan doen. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan net vir julle elkeen 'n handdruk gee van gelukwensing aan die man of die vrou van die kerkraadslid, aan u ook baie geluk. Dankie dat u bereid is om die tyd af te staan vir die geliefde om ook so 'n hand te gee hier by die kerk, by wyse van die kerkraad. Baie geluk. Seën vir hom. Om Abie vra ek hulle nie paaseiers nie, dit is nog nie paasnaweekie oom. Baie geluk vir julle hoor. Baie geluk seën vir julle ook, Pietie. Baie geluk seën vir julle. Welkom ook. Oom, baie geluk. Welkom weer eens. Baie geluk. Geluk ook hoor, seën vir jou. Geluk weer eens. Voilà, geluk. Bly jy hier hoor. Ek bly jy hier man. Baie geluk ook al. Welkom weer. Geluk jy bly hier. Chris, welkom weer eens. Sarel, ek bly hier. Baie geluk ook weer. Welkom weer eens. Baie geluk Aminke. Ek gaan vra hulle kan omdraai na die gemeente toe, dan kom ons sing vir hulle die lied op die skerm, ons gaan dit staande doen, en dan kan u weer sit, en dan gaan ek die slotlied aankondig. Ons aanvaar julle met die liefde van ons Heer, daar is vrede waar sy liefde ons regeer. Dankie julle. Dankie julle. Dankie. Dit blyk te wees ek het niemand oorgeslaan nie. En niemand wou nou op die kerkraad gewees het die volgende keer Bram. Broers en susters, baie dankie ook vir die tyd. Seën vir die dag en vir die week toe gebid. Kom ons sluit af met Vlamlied 206. My hande hef ek op na U, ek loof U naam en ek buig voor U, want U is Here, die koning van my hart. Kom ons sing maar die 2 verse van lied 206. Amen.
Liewe gemeente, die Here sal ons seën en hy sal ons beskerm. Hy sal tot ons redding verskyn en ons genadig wees. En hy sal ons gebede verhoor en ons seën met sy vrede.